Hallo julle, hierdie is net 'n kort video met 'n bietjie meer inligting oor die eksamen. Die datum, tyd is daar bo aangedui en dit is net soos in julle amptelike kalender. Die totale punte van die eksamenvraestel is 100 punte en dit gaan oor al 5 die leereenhede wat ons hanteer het in ekonomie. As ons dit nou afbreek in dele, die helfte daarvan is meervoudige keusevrae. Daar's 'n pas kolom A by kolom B vir 20 punte. Dan is daar 'n bietjie figure en grafieke vrae vir 20 en berekenings vir 10 punte. Dit gee saam die 100. As julle nou deur die materiaal werk, sal julle sien in terme van figure en grafieke is dit basies die produksiemoontlikheidskromme wat ons op fokus, die vraag en aanbod grafieke en dan die kringloop is ook 'n figuur wat dan daai komponente van totale besteding op het. In terme van die berekenings, daar op die produksiemoontlikheidskromme kan mense geleentheidskosteberekening vra. Daar is die 3 metodes waar volgens die BBP bereken word. Dit is ook 'n berekeningsvraag en dan kan ons ook die berekening van die werkloosheidskoers vra wat nou 'n klein en eenvoudige een is. My raad sou wees is dink maar net oor die bestuur van jou tyd. 100 punte in 2 ure moet nogals flink gebeur. So as jy na 'n uur deur die multis is, dan weet jy jy's redelik op koers. Maar hou die tyd dop, mense die goed wat bietjie meer tyd vat, dalk eers te doen. Met die multis kan mens altyd spoed optel, vinnig lees, vinnig antwoord, maar met die ander goed is dit dalk nie heeltemal so maklik nie. In terme van presies hoe ons die grafieke, figure en die berekenings op die platform doen, die figure grafieke gaan amper soos hulle noem dit ons 'n drag and drop werk. Ons wys vir jou die grafiek of figuur en jy benoem hom eintlik deur op die regte punte die regte beskrywings by te voeg. Jy hoef hom nie self daar te teken nie. En in terme van die berekenings, dit gaan 'n invul van die antwoord wees. So jy doen die berekeninge op eie stoom op die kant en dan vul jy net die korrekte antwoord in wanneer op die regte plek op die stelsel en dit word dan al gesien. So daar's nou nie verdere punte vir hoe jy die berekening doen of vir stappe of so iets nie. Dit is enkele berekeninge waarvoor jy vir die antwoorde dan punte kry gemerk deur die stelsel. So dis min of meer die storie. Daar is eintlik maar die volle omvang van die werk word gedek. Ons het nou redelik toets geskryf oor meeste van die inhoud. Die eksamen gaan ook oor al die inhoud en dis redelik gebalanseerd geassesseer. Moenie net die laaste leereenheid of 2 baie op fokus en van die eerste en die tweede leereenheid vergeet nie. Elkeen het maar 'n stukkie belangrike inligting in, of dit nou die wat hoe en vir wie is, of die produksiemoontlikheidskromme, of die vraag en aanbod grafieke, of die makro-aanslag, alles van daai is maar omtrent ewe belangrik in die mengsel. So nee, baie sterkte met julle voorbereidings en ek seker julle gaan baie suksesvol wees met ekonomie. Sien julle in die eksamen.